Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Woensdag, die 6de Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ons lees in ons Bybels van die boom van die lewe in Genesis. En dit word bewaak deur 'n swaard wat vlam en flikker. En volgens Efesiërs 6 vers 17 is die swaard die woord van God en Gees. Dan in Johannes 1 vers 14 lees ons dat Jesus Christus is die woord. Hy is die woord wat vlees geword het. En dan in Johannes 2 lees ons van waar hy die water in wyn verander. En wanneer ons daai storie opneem en het inneem, dan begin ons besef dat daai dinge gebeur op hierdie aarde, wat vir ons 'n storie vertel, wat vir ons verborge dinge gee, wat nie aan almal geopenbaar word nie. Jy sien, baie mense probeer die Bybel lees in vlees, terwyl die Bybel geskryf is in gees. Dis hoekom Efesiërs 6 vers 17 sê dat die woord van God, die woord in gees. Jy sien, die woord kan nie op 'n vleeslike manier verstaan of uitgelê word nie. Die verborge dinge kan nie vir jou geopenbaar word as jy dit in die vlees lees nie. Jy moet dit in die gees lees. Dis hoekom die swaard wat die boom van die lewe bewaak, die toegang tot die boom bewaak. Die swaard is die woord van God. Hy vlam en flikker want hy is van die gees. Dis deur die gees. Ons kan nie by die boom van die lewe uitkom, want die woord sê dat ons moet ons hand uitsteek om van die vrug te pluk van die boom van die lewe. Ons kan nie by die toegang ingaan as ons nie die woord lees, as ons nie Christus Jesus as ons Verlosser en Zaligmaker neem nie, as ons nie in die gees ingaan nie. Jy sien, toe Christus die water in wyn verander het, is dit ook 'n geestelike storie. Baie mense sê dis die eerste wonderwerk, maar dit was nie, dit was die tweede wonderwerk. Die eerste wonderwerk was waar Jesus sy disippels geroep het en hulle vertel het, hulle moet net die kant ingooi. En daar was 'n groot visvangs. Dit was die eerste wonderwerk. Want jy sien, Jesus het ons almal geroep. Maar dit hang van my en jou af. Wil ons die water in gees laat verander? Want in die Ou Testament, met Noag se tyd, het God die hele wêreld laat weergebore word, deur water. Sodat hulle in gees kan kom, maar die mensdom het nooit geluister nie. Die water wat uit die klip uitgekom het, die lewende water. Jesus het vir die vrou by die put gesê, die Samaritaanse vrou gesê dat, gee my van daai water, en sy het gesê sy mag nie. Want sy mag nie met 'n Jood gepraat het nie. Dit was teen die reëls daai dae. En Jesus het vir haar gesê, die water wat ek jou sal gee, sodat jy nooit weer dors wees nie. Jy sien, dis die fisiese water nie, dit is die water wat Jesus in die wyn kom verander het. En dit is nie fisiese wyn nie, want dit beteken Heilige Gees. Heilige Gees. Jy sien, Lukas 8 vers 10 sê, en hy antwoordde, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dis die mense wat nie weergebore is nie, wat nie die Heilige Gees ontvang het nie, wat nie bereid is om die water in wyn te verander nie, wat nie bereid is om deur die water te gaan, sodat hulle gevul kan word met die Heilige Gees. In Johannes 3 sê dit vir ons baie duidelik, ons moet weergebore word. En die water in wyn is 'n spesifieke gebeurtenis, want die potte wat gebruik was vir die reinigingsproses van die Jode. So luister mooi. Dit was groot potte. 2 mense moes hulle optel om hulle, as jy dit wil uitgooi, soos 'n stort oor iemand.
maar die water wat daarin was om te was, om jou skoon te maak. En jy sien, die Heilige Gees kan nie in ons inkom as ons nie skoon gemaak word nie. En wanneer ons deur die doop gaan, beteken dit dat ons gee oor. Ons is bereid om weer gebore te word. Dis 'n teken van geloof. Dis 'n teken van wedergeboorte aan God die Vader, deur Christus Jesus, want vir daardie rede het hy aan die kruis gesterf. Vir daardie rede is hy deur die Jordaan om gedoop te word, deur Johannes die Doper. Vir daardie rede het Johannes die Doper ingekom eerste, en hy die pad gereed gemaak, hy die mense gedoop, sodat hulle die woord kan hoor van Christus Jesus, sodat hulle kan aanvaar, sekere mense die verborgenhede, dis aan hulle geopenbaar. Hulle het Jesus gevolg. Hulle het hom gevolg. Hulle het nie aan 'n pad gestap nie. Jy sien, Lukas 5 vers 36 tot 39 sê dat nuwe wyn word nie in ou leersakke gegooi nie. En wanneer ek en jy nuwe wedergebore kinders van God is, dan is ons soos nuwe wyn. Nuwe wyn. En ons kan nie in die ou sakke gegooi word. Ons kan nie ons ou lewens lewe nie. Ons kan nie in die verlede lewe nie. Daar's 'n verandering wat plaasvind. Want as jy nuut geword het, en jy word in 'n ou sak gegooi, gaan jy oud word. Maar as jy nuut is, en jy word in 'n nuwe sak, jy loop 'n nuwe pad, jy het verander. Jy werk tot verandering. Die ou dinge maak nie meer vir jou saak nie, want jy het nuwe dinge in sig. Jy's nou 'n kind van God die Vader. Jy sien, kom jy in 'n nuwe sak, en die ou sak sal skeer. Die ou dinge sal jou terugtrek, as jy daarin bly. En jy sal val. Maar 'n nuwe persoon, met 'n nuwe pad, moenie kan val nie. Want die Heilige Gees moet jou vul. Jy's 'n skoon gewaste kind. Deur Christus Jesus se kruisiging. Deur sy dood, deur sy bloed. Die laaste nagmaal het hy die wyn geneem en hy het gesê, dit is my bloed. Jy sien, hy het nie water gedrink nie. Hy het die wyn gevat. Die teken van die Heilige Gees, wat hy wil hê moet inwonend raak. Die teken van die brood is die woord van God. Want Jesus het gesê, dit is my liggaam, neem, eet. Met ander woorde, ons moet die woord inneem, sodat ons die Heilige Gees kan inneem, sodat die verborgenhede van ons kan openbaar word. Daar's 'n nuwe lewe wat vir jou voorlê. As jy net die woord inneem, as jy net aanvaar dat Christus vir jou gesterf het, sodat jy 'n nuwe wyn en 'n nuwe sak kan word. Moenie opgee nie, moenie terugkyk nie, maar staan op vandag, met 'n nuwe besluit in jou hart. 'n Besluit wat vir jou die nuwe dinge sal openbaar. 'n Besluit wat jou lewe gaan verander, sodat jy die ewige lewe kan ingaan. Moenie laat die wêreld jou mislei nie. Moenie laat die leuns jou terughou nie. Ek gesels onlangs met iemand wat 'n hoë pos het in 'n sekere teologiese siening, in sekere kerke. En hulle siening is heeltemal anders oor die wedergeboorte. Hulle glo nie daar nie. Met ander woorde, hulle glo nie die woord nie. Of die woord maak nie vir hulle sin nie. En al wanneer die woord nie sin maak nie, beteken dit hulle is nog nie die nuwe wyn in die nuwe sakke nie. Luister baie mooi. Ek sit nie en oordeel mense nie. Ek sê vir jou wat die woord sê. Die woord van God verander jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, laat ons die nuwe wyn in nuwe sakke word, Here. Laat ons deur die water gaan, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Laat ons wedergebore kinders van die Allerhoogste God kan wees, soos wat U woord dit vir ons gee. Amen. Lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.